Donker begeertes, Donkerhof Susters 1, geskryf en voorgelees deur Ronel Janse van Vuren. Tasha stap die saal binne en ignoreer die gluure van die korter meisies. Sy weet hoe sy lyk. Sy het betowering probeer om in te pas, om korter, ronder, sterflik te wees. Dit het nie gewerk nie. Al die eyster in die skool het haar energie uit haar geput, en daarmee saam haar toerkrag. Dit was makliker om net te wees wat sy was. Men het 'n tikkie betowering om haar werklike anderwêreldse voorkoms te verberg. Wat beteken dat die ander meisies in die skool weier om haar te bevriend? Wie wil vriende wees met 'n langbeen supermodel tipe? Beslis nie die liggaamlik onseker tienermeisies om haar nie. En sy verwyd hulle nie. As haar ma haar 'n ware keuse gegee het, sou sy ook nie daar gewees het nie. Sy kry 'n oop sitplek naby die kant, maar voor in die saal. Geen wegkruipplek nie. Terwyl sy haar gesig ongevoelig hou, gaan sit sy tussen die mense wat betrokke is by hul eie melodrama. Sy sou verkies om tussen haar eie soort te wees, maar Tasha kan wang om haar emosies in toom te hou. Daar was 'n goeie rede vir haar om in die sterflike ryk weggesteek te wees. Hoe gouer sy haar lot aanvaar, hoe gouer kan sy die beste daarvan maak. Kaneel, naaltjies en iets kenmerkend sef laat haar diep asemhaal. Die betrokke ou skuur verby 'n paar mense, glimlag vir haar en gaan sit saam met sy vriende. Die meeste van hulle is saam in 'n band. Hulle is goed genoeg om gereeld optredes te hê en kontant te verdien. Maar as hulle dit groot wil maak, benodig hulle 'n miesevee. Tasha knars op haar tande vir haar onvriendelike gedagte. Nie net het niemand 'n miesevee nodig om hulle tot grootheid te inspireer, voordat sy die lewe uit hulle suig nie. Maar die howling hyenas is nie die soort ouens om hul kuns vir wisselvallige roem te verruil nie. Sy kyk weg van Seth en sy vriende af. Sover almal daar weet, ken hulle haar nog altyd. Maar sy was maar net 'n maand daar. 'n Maand van probeer en val om haar towerkuns behoorlik te gebruik. 'n Maand van probeer om haar ma te oorreed dat sy sterk genoeg is om in die donker hof te oorleef. 'n Maand met die wete dat sy nooit donker en gedraai genoeg sou wees om by haar eie soort te hoort nie. 'n bles middeljarige man met 'n kamoor stap na die podium op die verhoog en maak keel skoon. Die meeste geraas in die saal neem af en hy begin die Sample complete. Ready to continue?